So. Nou, ek het nou mooi gedink, wat gaan ek doen met die kinderstories? Want ek begin nou vergeet, maar het ek nie al daai storie vertel nie? So toe dink ek, die maklikste gaan wees, is ek gaan nie meer vir julle Bybelstories vertel, wat dieselfde gaan wees as die preek nie. Want dan vergeet ek watter het ek vertel. Ek gaan voorbegin in die Bybel, en dan gaan ons deur die stories gaan. So julle gaan nou sê, maar ons het al daai storie gehoor. Maar okay, ons doen dit maar weer. So nou gaan ons voorbegin, die begin van alle dinge, en dan sal ons deur die Bybel gaan. Goed. So, in die begin, wat was daar in die begin? Regtig. Ek dink daar was iemand. So God was in die begin, net God. So voordat God die wêreld gemaak het, jy moet nie dink, daar was so groot swart ruimte en God in die middel nie. Nee, daar was nie eens ruimte nie. Dit was net God. En eendag, toe besluit God, hy gaan tyd maak. En so toe praat God. En toe sê hy, aarde, hemel, en toe sit daar. En toe op daai eerste dag, toe sê God, want dit was nou woes en leeg, so daar was die aarde, daar was water oral, daar was nie eens land nie, het was net water, en dit was pik donker. En toe die Heilige Gees so oor die water gegaan, amper soos 'n duif of 'n voël wat so oor 'n nes vlieg, of 'n voeltjie wat op die eiers sit, en dan broei die eiers uit, en toe die Heilige Gees gekom, en toe het hy begin lewe bring. En toe het hy begin, dit wat teen mekaar gelyk het, toe besluit hy gaan dit alles mooi maak. En toe sê God, lig! En toe hy sê, laat daar lig wees! Skielik, toe sal helder lig, maar dit was nie die son nie. Dit was 'n lig wat God laat skyn het. En toe skei God die lig in die donker, en wat se naam het hy vir die lig gegee? Dag. Wat het hy die donker genoem? Nag. En toe sit aand en toe sit oggend die eerste dag. Toe op die tweede dag, toe sê God, hier's nou baie water oral, toe skei hy die water, toe maak hy die water so skeiding, en tussen al die waters, so amper of jy iets so ooptrek, en toe's dit blou hemel, en toe's daar water hier, maar daai water is soos, het julle geweet, wolke is water? Ja, dit is van water gemaak. Maar dit is soos as jy die ketel kook, wat gebeur as jy maar die ketel aansit? Wat kom uit, die ketel uit, as hy kook? Stoom. Is daai stoom ook water? Ja. En so daai stoom in die lug, daai wittes noem ons wolke, en dis eintlik water. So daar was die water bo, en daar's water onder. En al die water onder het God 'n naam gegee. As al die water so bymekaar is, wat noem ons dit? Die see. En so toe sit aand, en toe sit oggend, en dit was die, hoeveelste dag nou? Die tweede dag is verby. Op die derde dag, toe sê God, nou moet daar iets uit die see uitkom. Wat was dit? Nie visse nie. Hy het iets laat opstoot so, dit was berge. En hy het land gemaak. Maar dit is nie mooi land met gras nie, dit is sommer net so bruin, dit is net grond en klippe oral. En toe sê God, dit lyk nie mooi nie. Blomme! En oral skielik, is al blou blomme en rooi blomme en geel blomme en persblomme en lang blomme en kort blomme. En toe sê God, bome. Kom al die bome uit, palmbome en krumetartbome en eikebome. Baie mooi. En toe is al gras oral en dis pragtig. En toe noem hy die water wat bymekaar is mos see. Wat het hy die grond genoem? Droë land. En so al die bome was nie net palmbome en eikebome nie, raai wat kon jy pluk van die bome af? Vrugte, appels en lemoene en mangoes. En so baie mooi vrugtebome oral. En toe sit aand en toe sit oggend, en toe is die derde dag verby. En toe kom die vierde dag. En op die vierde dag,
toe het God 'n baie slim plan, want hy het nou klaar die huis gemaak vir die verskillende goed wat hy daarin gaan sit. So die eerste huis wat hy gemaak het op dag 1 was dag en nag. Wat het hy toe in die dag en die nag gesit? Iemand wat daar gaan bly. Die son, die maan en die sterre, dis hulle huis. So die son se huis noem ons die dag en die maan en die sterre se huis noem ons die nag. En so toe maak God die sterre. So jy kan net sê die Psalm sê hy het net so asem gehaal. En toe is daar sterre oral. Dit blink soos diamante, so skitter dit. En die maan so groot soos 'n ronde geel kaas. En die son wat so helder skyn. En toe is dit aand en toe is dit oggend en toe is dit die 4de dag. Toe op die 5de dag nou weer, God was baie slim, want hy het nou klaar 'n huis gemaak en daai huis se naam is die blou lig en die see. En wie toe in daai huis ingetrek? Wie het in die blou lig ingetrek? Die voëls, dis hulle huis waar hulle kan sweef en vlieg. Arende en mossies en swaalkies. En wie het in die see ingetrek? Die visse, wat 'n soort visse? Wat 'n seediere kry mens alles? Haie, orkas, ja, en jy kry dinosourusse wat in die see swem. Hulle daar gaan bly. En dan klein vissies en Nemo vissies. En so al die seediere en robbe en seekatte, hulle toe almal in die see ingetrek. God het hulle daar gesit, dis hulle huis. En toe is dit aand en toe is dit oggend, maar God het vir hulle gesê, hulle moet nou klein vissies kry en klein seekaatjies en dan met klein voeltjies, hulle moet eiers lê, dat daar nog voeltjies kan wees. Dis aand en dit oggend, toe is die 5de dag verby en toe maak God weer 'n slim plan. Want op die 6de dag, hy het klaar 'n huis gemaak vir almal wat daar gaan bly. Onthou julle, hy het die huis gemaak van die droë land, met die bome en die vrugte, aan die bome en die blomme en die gras. So wie het hy besluit, wie gaan intrek in daai huis, die droë land? Diere, wat 'n soort diere? Leeu's, ja. Cheetahs, wat sê jy? Hase. En landdinosourusse, hulle daar gebly. Krokodille kan op die land gebly het en in die water, ja. En so, hy het vir hulle in hierdie huis gesit, en dit was baie mooi gewees, en klein muise. En toe besluit God, hy gaan iets baie spesiaal maak. Want nou is alles klaar, die huis is nou gebou, nou kan die belangrikste iemand intrek. En nou kan hulle in hierdie huis bly en hulle kan alles geniet. En wie was dit? Adam was die man se naam en Eva die vrou se naam. Hulle was die eerste mense, toe sê God, hier is julle nuwe huis. En toe bly hulle in die wêreld en God het gesê, hulle kan kinders hê en hulle kinders kan kinders hê en dan kan hulle in hierdie pragtige wêreld bly. En toe sê God, wat kan hulle eet? Hulle kan van die vrugte eet en van die groente en die diere, die leeu's het nie bokke gevang nie. In daai tyd, die leeu's het sommer gras geëet. Jesaja sê dit ook. Eendag sal dit weer so wees wat 'n leeu gras eet. Nou sê mense, maar hoekom het hulle skerp tande? Weet julle van diere met skerp tande wat nie vleis eet nie? Weet julle hoe lyk 'n pandabeer? Het julle geweet, hulle eet nie vleis nie, hulle eet plante, maar hulle het skerp tande. En leeu's het skerp tande, maar daai tyd het hulle nie doodgemaak nie. En toe sien God alles wat hy gemaak het. Toe sê hy, dit is baie goed. En dit was aand en dit was oggend, hoeveelste dag? 6de dag is toe verby en toe die volgende dag, wat het God toegemaak op die 7de dag? Niks. Toe sê God, nou is ek klaar. Nou geniet ek alles wat ek gemaak het. En hy gee vir ons dit om te geniet. En ek sal julle volgende keer vertel, daar het probleme gekom. Maar miskien moet ek julle eers net so 'n bietjie meer van die mense in die tuin van Eden vertel. Maar ek dink ons sal daar kom. Daar het sonde gekom. En dan gaan ons sien wat 'n slim plan God gaan maak. Julle kan gaan sit.